Goeiedag jaar 3's. Hierdie is kantoorpraktyk, kantooradministrasie, se leerpapiere vir kwartaal 1. Ons noem dit kantoorpraktyk want dit is die teorie gedeelte. Ons gaan kyk na die werksgeleenthede wat jy kan kry of wat jy het as jy hierdie vak of sentrumkeuse vat. Jy kan 'n kantoorbestuurder word, natuurlik gaan jy heel onder eers begin voor jy heel bo kan eindig. Daar is sekretariële dienste wat jy kan gaan doen, ontvangsdienste, liaisering, posbesending en algemene kantoorassistente, tikwerk of data-inname, winkelassistent, kassier en voorraadkontroleerder assistent. Nou gaan ons kyk na hantering van pos. Die reëls en agtergrond van hantering van pos. Pos moet hanteer word op 'n manier wat effektief en konfidensieel is met inkomende en uitgaande pos. Beleidsbepalings, ons kyk hier na die definisies. Inkomende pos is wat jy ontvang, uitgaande pos is wat uitgestuur is. Maar die pos, enige pos is korrespondensie soos fakse, tydskrifte, kennisgewings, advertensie, kopieë van e-posse en pakkies wat ontvang is. Soos ek sê, inkomende pos, ontvang. Uitgaande pos, uitgestuur. Nou die pos wat hier gelys word, is alle korrespondensie soos fakse, tydskrifte, kennisgewings, advertensies, kopieë en e-posse, sowel as pakkies. Dan hantering van inkomende pos is van kardinale belang aangesien onbehoorlike hantering van data verskeie probleme kan skep. Daarom behoort die pos spoedig en akkuraat hanteer te word. Effektiewe hantering van pos vereis vestiging van 8 definitiewe prosedures of stappe wat gevolg moet word. Hierdie hoofstappe is soos volg. Jy ontvang die pos, sorteer die pos, maak die pos oop, oorsig van die inhoud, datumstempel, aantekening van die pos, verspreiding van die pos en opvolgaksie. Dan kyk ons na manuskriptekens. Hierdie is die beskrywing aan die linkerkant en aan die regterkant is die teken, wat dan in jou boek verskyn, wanneer jy tik. So hoofletters, ook gesien as bokas, is HFL of B/K, BK. Klein letters is onderkas, dis hoekom dit O/K is. Sinkas, net die eerste letter van die eerste woord is 'n hoofletter. Wat is titelkas, is die eerste letter van elke woord is 'n hoofletter. Sluit soms klein woordjies uit. Vedruk teks, dis nou jou bold in Engels, die vedruk, die B. Kursief teks of italics is kurs of die I, wat baie belangrik is. Onderstreep die teks is die I wat onderstreep is of onderstreep, O/S. Verander, dan TRS staan vir verander die woorde van die teks transponeer. Soos jy ruil dit net om byvoorbeeld. RA is reelafstand, DR dubbel reelafstand, 16 pt is die teksgrootte in punte, DEL of O7 is wis teks uit, julle ken dit as delete in Engels. Stet, behou die woorde wat doodgekrap is, maar wat met 'n gebroke lyn gemerk is. So jy bring net die teks terug. Dit was alles dood, nou bring jy hom terug. Kantlyne is die K staan vir kantlyne, F is vir font, SP of SP vraagteken is kontroleer die spelling van die woord. Dan gaan ons oor na die werkkaart. Die werkkaart rakende die posregister en hoe dit werk is baie belangrik. Die werkkaart en memorandum is aangeheg. Nou jaar 3's, ons het hierdie werkkaartjie saam as 'n groep gedoen, so ek is seker dit gaan nie vir julle te moeilik wees nie. Nou onthou, as 'n sekretaresse,
is daar 'n boek wat jy al die inkomende pos inteken wat ontvang is vir 'n sekere dag. Nou die datum is daar die 20ste van die 20ste Februarie 2026. Dan kyk jy na al die opskrifte. So die datum ontvang, nou weet ons, dis waar jy jou datum skryf. Jy gaan nie elke keer die datum hoef te skryf nie, jy skryf een keer die datum en die hoeveelheid of die nommer pakkies of items wat jy ontvang het is in hierdie kolom. Dan sê jy ontvang van wie. So dan wie ook al daar opdaag of van wie af dit kom, sit jy die naam daarby. Dan die inhoud is jou volgende kolom. Waaroor gaan dit? Wat is dit? Is dit 'n brief? Is dit studiemateriaal? Is dit 'n aansoekvorm? Is dit 'n lidmaatskapkaart? Is dit 'n pospakkie? Dan oorhandig aan wie? So aan wie word hierdie pakkie, vir wie is die pakkie? Okay? En weer eens die datums is nou nie so belangrik nie, maar dit is vir kennisgewing of kennisopname in die kantoor of vir die sekretaris. Okay? En dan as die persoon die pakkie kom afteken of kom haal, dan teken hulle handtekening op hierdie lyntjie. Okay, kom ons begin. So die eerste ding wat ons nou gaan kyk is hoeveel posstukke is op die betrokke dag ontvang. Jy sal sien daar is 1, 2 tot en met 10. So die antwoord is 10. Dan, hoeveel posstukke het mevrou Loubser ontvang? Julle sal sien, juffrou Loubser is in geel gehighlight. So 1, 2, 3, 4, blaai jou bladsy om, 5, 6. So die antwoord daar is 6. Dan gaan ons kyk na maak 'n lys van items wat ontvang is. Make a list of all the mail items received. So die eerste een het ek vir jou 'n voorbeeld gegee. Daar's 2 briewe ontvang. As jy teruggaan, sal jy sien, daar's 2 briewe. So ek sal sê, skryf die eerste ding neer, brief, dan gaan jy af en soek hoeveel briewe daar is. So daar's 2 briewe, so dis waar die 2 vandaan kom en dis waar die brief is. Dan die volgende item is studiemateriaal, daar's net 1 studiemateriaal ontvang vir die dag. Dan gaan jy aan na aansoek of application, aansoek, daar's net 1 aansoek ontvang, dan skryf jy weer net 1. Program dieselfde, daar's net 1 program ontvang. Lidmaatskapkaart, daar is ook net 1 ontvang. Dan by rekeninge, daar's 2. 1, 2. Omsendbrief, want hy val nie onder 'n brief nie, maar 'n omsendbrief, dis bietjie anders, is daar ook net 1 ontvang. En ons gaan terug. En dan, soos ek gesê het, die pospakkie wat ontvang is daar ook net 1. Ok, ons gaan na die volgende vraag toe, so dit het ons klaar hanteer. Hoeveel privaat items is ontvang? Nou, privaat items is van wie af? Gewoonlik in 'n besigheid sê hulle dan, byvoorbeeld hulle wil nie hulle naam sê nie, dit is, hulle wil anonymous bly, so dan staan daar privaat, so dit is van 'n privaat persoon of 'n privaat maatskappy af. Dit het nie iets met iemand uit te waai nie, maar daar, soos julle kan sien, is net 2 privaat items ontvang. Ok, so hulle vra hierso, hoeveel privaat items is ontvang vir daardie dag? Daar's net 2. 1, 2. Dan, beskryf wat 'n persoon van Unisa ontvang het en skryf die persoon se naam neer. Nou gaan kyk jy aan ontvang van wie. Daar staan Unisa. Hy's in blou. En so jy skryf dan studiemateriaal is ontvang en vir wie? Die handed over to of oorhandig aan is gewoonlik aan wie? So meneer Foster het dit ontvang. Goed.
Dan vra hulle, noem die 2 rekeninge wat ontvang is vir daardie dag. Ok, en as ons gaan kyk daar, nommer 7 en nommer 8 is rekeninge. So in die rekeninge wat ontvang is van Tshwane Municipality en Nashua. En dit is wat jy dan dus daar skryf. Dan die laaste vraagie in hierdie aktiwiteit was, wie ontvang pospakkies? Onthou, daar was net 1 pospakkie. Daar staan hy, dit is wel van 'n privaat persoon af, maar hulle vra vir wie? So dis oorhandig aan. Dis meneer Zietsman. En dis jou antwoord, meneer Zietsman. Ok, julle, baie sterkte met julle toets. Ek weet julle kan dit doen.